Amen. Blye versekering. As ons hierdie liedjie so gesing het en ons was ernstig daarmee, dan het ons al klaar na die evangelie geluister. Want dis 'n blye versekering, dit is die woord wat gekom het, dit is die lewe wat gekom het, dis die guns van God wat gekom het. Lukas 2 vers 14, toe Jesus net gebore is, toe sing die engelskare. Kan jy dink, as God dit so beplan het, dat selfs die engelskare uit die hemel uitkom, en begin sing, nou is die guns van God weer op die mens. Nou het God weer 'n welbehae in die mens. En jy dink hoe wonderlik dit is, dat hierdie groot God gekom het, om alles weer te herstel. Dit wat vir ons soos duisternis geword het, as jy dink aan Jona, toe hy weggevlug het van God af, en dit is jou en my lewe, hy sê al hierdie dinge was geskryf vir ons lering. As jy sien hoe Jona weggevlug het van die waarheid af, dan moet jy jouself sien. En toe hulle Jona oorboord gooi, en hy daar in die ingewande van die vis is, toe sê hy, dis so seegras wat om sy verstand gedraai was. En dit is daardie spinnerakke waarvan ons soms moet ontslaa raak, van jare se denke, verkeerde denke, jare se verkeerde lering, jare se verkeerde begrip wat tot ons gekom het. Dat ons daarvan moet ontslaa raak en weer die guns van hierdie God sien. Straks as jy kyk na Romeine 10, van vers 6 af, dan sê hy, naby jou is die woord, in jou hart en in jou mond. Hierdie God het gekom nie om 'n lewe of om 'n lewe te bring nie, maar om 'n lewe te word. Hy het vir ons 'n lewe geword. Hy het gekom om deur ons te lewe. Dis daarom wat 1 Johannes 4 vers 9 sê, hierin is die liefde van God geopenbaar. Dat hy sy seun gegee het, sodat ons deur hom kan lewe. 'n demonstrasie vir ons in 'n seun wat in die vlees gebore is, sodat ons deur daardie lewe kan lewe. Dat ons kan sien dat daardie lewe wat gekom het, is die werklike lewe waarin ek en jy nou staan. Hy het gekom om 'n lewe namens ons te lewe. Seker een van die grootste werklikhede wat jy in die skrifte kan ontdek, dat hierdie groot God, hy sê in 1 Timoteus 3 vers 16, hy sê God was gebore, nou dis in jou Afrikaanse Bybel, hy sê God was gebore in die vlees. Hy sê hierdie verborgenheid is groot. God was gebore in die vlees. Dan sien jy hoe dat hierdie groot God gekom het, om in 'n vleeswese homself te kom manifesteer en vir ons 'n lewe te bring, sodat ons absoluut in daardie volheid kan beweeg elke dag. Ek en PC staan nou net daar en gesels, en ons dink aan die Israeliete wat voor die Rooi See gestaan het. Ek het gister gekyk na 'n paar programme van waar hulle navorsing doen oor waar presies die Israeliete deur die see gegaan het. En hulle het verskillende posisies bepaal wat moontlikhede is, en baie bewyse gekry van die roetes waarop hulle getrek het. En jy sien dat die Rooi See daar 5 myl wyd is. En dis 5 miljoen mense wat daar deur moet trek. En hulle kom staan voor die Rooi See, die vyand agter hulle, baie bergagtige wêreld.
Die posisie waar hulle langs trek is maar baie nou weer waar langs hulle getrek het om by die Rooi See uit te kom. En die vyand kom agter hulle, die Rooi See voor hulle, daar is geen menslike antwoord vir die probleem nie. Ons sing dit oor en oor en oor en oor. Wanneer sal ons tot die plek kom waar ons absoluut in daardie vreugde sal begin lewe, in die absolute opgewondenheid dat die antwoord het gekom. God is vir my, hy's nie teen my nie. Is so interessant as jy kyk die skrifgie wat ek nou aangehaal het, 1 Johannes 4 vers 9. As jy na die 17de vers kyk, dan sê hy in die 17de vers, soos Jesus is, so is ons in hierdie wêreld. Want hy het ons lewe geword. Jy sien, is 'n lewe wat namens jou gelewe is. Dit wat jy nooit sou reg kry nie, dit het hy kom lewe, sodat ek en jy nou deur die opgewondenheid kan lewe, dat Jesus is my lewe. Paulus skryf hierdie ding, en ons het dit baie al genoem. In Kolossense 1, vers 26-27, hy sê, hierdie verborgenheid was verborgen vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar, naamlik Christus in jou, die hoop van alle heerlikheid. Wat jy ook al ooit kan bedink, as 'n heerlikheid in die toekoms, as jy ooit kan bedink van 'n ewigheid waarin jy gaan wees, as jy ooit die heerlikheid en die grootheid daarvan kan bedink, weet dan dat daardie heerlikheid is reeds in jou. Dis 'n gawe van God. Luister net na Johannes 1. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, die woord, die lewe. Alle dinge het deur hom ontstaan. Nou, as jy net kyk, luister net hierna, Genesis 1. Hoor nou net weer, hy sê in vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hoor nou net Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hoor jy wat sê die skrif? Hy praat van die woord, hy praat van die seun van God, wat gekom het, wat werklik God was. Hy praat van dat alle dinge deur hom geskep was, en niks was geskep wat nie deur hom geskep was nie. Aan die begin was hy, en hy het gekom om 'n lig te bring. Nou luister nou net verder. Hy sê, vers 4, hy sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. Kan jy dit duideliker kry, dat hierdie groot God het gekom om vir ons weet dat lig in die skrifte beteken die kennis. Hy het ons tot 'n kennis, tot 'n openbaring gebring. En hier kom hy, en hy sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. Die mens kon weer hoop sien. Die mens kon weer in 'n opgewondenheid kom. Die mens kon weer entoesiasties word, want hulle het 'n hoop en 'n toekoms. God laat vir ons 'n groot handboek na,
wat duidelik vir ons beskryf, die volle heerlikheid aan ons openbaar. Ek het gekom, sê hy, dat julle lewe en lewe in oorvloed mag hê. Maar nou weet ons dat daar's nou baie skriffies, soos Habakuk 2 vers 4, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, Hebreërs 10 vers 38, sê almal die regverdige sal deur die geloof lewe. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof onmoontlik. Jy moet die handboek glo. Jy kan op hierdie woord staat maak, dit is God. Dit is, hy sê in Psalm 138 vers 2, hy sê hy het sy woord hoor as sy naam gemaak. Hy het sy woord hoor as jy kan staat maak op hierdie woord. Daar is nie 'n manier dat hierdie handboek jou in die steek sal laat nie. Dis die weg, die waarheid en die lewe. En soos jy inkyk, word jy verlig. Luister weer na vers 4. Hy sê, in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mens. As hierdie handboek jou nie verlig nie, het jy geen verligting nie. Geen verligting hoegenaamd op aarde nie. Want hierdie groot God het gekom om jou weer te verlig. En die wonder van wonders is die grootheid van hierdie verborgenheid. Dat God nie ver wou wees van jou af nie. Dat dit is juist die verborgenheid. Dat hy wil jou so verlig. Hy wil binne in jou kom woon.